Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd vir volgens krantbesprekings en ek en Peer gaan deur die hoofstories vanoggend. Paar tegniese probleme wat ons het, so Doreen kan nie by ons aansluit nie, maar die nuus gaan voort. En ek begin by Netwerk 24 hoofstorie vanoggend met die opskrif: geen grap, op 1 April tref talle prysbomme Suid-Afrikaanse verbruikers. So 'n diep asem, want dit is nie lekker nie. Hulle sê asof dit nie genoeg is dat 'n magdom van prysstygings Suid-Afrikaners volgende maand tref nie, het dit Sondag aan die lig gekom dat die nasionale energiereguleerder NERSA met sy hemelhoë tariefverhogings deurdruk sonder dat die nodige dokumente goedgekeur is. So dit was nogals interessant. So NERSA het in 'n brief wat Netwerk 24 onder oog gehad het erken, hy het die aangepaste pryse in Februarie aangekondig, al was die dokumentasie nie reg en gereed nie. En dit was nie uiteengesit presies hoekom nie. So AfriForum weer eens wat daai bevraagteken. So hulle sê die allemintige verhogings gaan Suid-Afrikaners op die ergste tyd denkbaar tref, want dis in dieselfde maand wat petrolpryse gaan styg. Hulle sê petrolpryse op hierdie stadium kyk ons na ongeveer R5 per liter. So op 'n stadium was dit bietjie minder geweest. Ons kyk na R4.50. Ons kyk omtrent nou na R5 per liter die styging. Meer as R8 vir diesel. En meer as R8 vir diesel. 0,5%, ja. So hulle sê nou Rulani Matabula, uitvoerende bestuurder van NERSA, het in 'n radio-onderhoud gesê hy besef die verhogings is op die tydstip ondraaglik, maar dis 'n manier waarop Eskom sal kan oorleef. Dit is die uiterste minimum wat nodig is om die oorlewing van die nutsmaatskappye te verseker. So weer eens, as jy dit gemis het, dis die 8,76 verhoging vir direkte verbruikers van Eskom krag op 1 April en op 1 Julie vir munisipale klante nog 'n verhoging van 8,83% wat reeds goedgekeur is, wag vir die 2027-28 boekjaar. So die verhoging sou maar hier by 5,4% en 6,2 gewees het, aansienlik meer. So ek dink daar lê 'n rowwe tyd vir Suid-Afrikaners voor as mens kyk met al die prysverhogings, die petrolverhogings en ten spyte van die petrol en diesel wat verhoog word, sê hulle ook ons moet asemhaal, daar is genoeg petrol, Peer? Ja, al dus die internasionale energieagentskap, daar is genoeg petrol sê hulle en diesel, brandstof. Mens hoef nie te haastig vir jou te kry nie. Tog is daar wydverspreide hierdie naweek veral dit mense sien is daar wydverspreide gevalle waar mense massas brandstof koop en opgaar, wat bang is daarvoor. Natuurlik hierdie is alles as gevolg van die konflik met Iran en die VSA en die straat van Hormuz wat gesluit is. 20% van die wêreld se olie kom deur die straat van Hormuz en 'n oorgrote meerderheid van die olie wat ons gebruik in Suid-Afrika kom ook van daardie area af. Dis hoekom ons so geïmpakteer is. Ons weet al, as ons gesê het, 0,005 diesel verwag ons dalk van April af R8.60 vermeerdering in die prys. Dit sluit ook natuurlik as petrol is duurder, diesel is duurder, paraffien is nogal buitengewoon duur. Nou is daar ook planne oor hoe mens kan begin brandstof spaar. Daar is sisteme soos in Latyn-Amerikaanse, Suid-Amerikaanse lande waar daar sekere nommerplate op sekere dae toegelaat word om te ry. Met ander woorde, jy kan dit op sekere dag met jou tipe nommerplaat wat jy op jou kar het in die verkeer wees. Ek sal graag wil sien hoe hulle dit hier in Suid-Afrika polisieer indien hulle dit sou in werking stel. Dan is daar ander goeder soos Pakistan het 'n 4-dag werksweek. Net 4 dae werk. Aan lande soos Frankryk, Hongarye, Spanje, Japan, Suid-Korea, Servië, selfs in Mosambiek is daar 'n sekere, soos hulle sê, 'n price cap. Daar is 'n maksimum prys wat mense mag vra vir petrol. Hier in ons Suid-Afrika word dit gereguleer, streng gereguleer is natuurlik die diesel wat nie so streng gereguleer word nie, maar daar so 'n bietjie spasie is, maar dit kom daarop neer dat die nasionale energieagentskap, internasionale energieagentskap sê daar behoort nie tekorte te wees mits lande betyds hulle beplanning doen nie, en daar het ek 'n bietjie van 'n bekommernis oor Suid-Afrika. Dit was interessant, hulle sê ook in 'n artikel, jy kan stadiger ry, en dan gebruik jy minder petrol. Ek dink is 80 km/h op 'n stadium met hulle gesê die verkeer, of saamry klubs, as jy kan, indien waar jy kan, of van die huis af werk as jy kan. Ek dink meeste Suid-Afrikaners doen al reeds daardie dinge, omdat ons al klaar pak slaag kry. Maar dis so gepraat van voertuie, kom ons beweeg sommer reguit aan na ander voertuignuus toe. Ja. Daar is in die parlement gesels met onder andere Mercedes-Benz oor die fokus
op die motorindustrie en die kwai moeilike tye wat die motorindustrie op hierdie stadium in Suid-Afrika ondervind. Ons dink hier aan uitvoer beperkings en bepalings en tariewe en dies meer wat die motorindustrie nogal getref het. En dan moet 'n mens praat ook oor Chinese handelaars wat in Suid-Afrika inbeweeg en sterk kompetisie is met 'n goedkoper produk en dies meer vir Suid-Afrikaanse vaardige parte, onderdele en voertuie. Daar is op hierdie stadium die parlement nou 'n draai gaan maak in Buffalo City, by die metro, en ons bietjie gesels oor hoe hulle die motorindustrie kan ondersteun. Daar is onder andere ook Chinese voertuigvervaardigers soos Great Wall Motors wat blykbaar besig is om te soek na 'n vervaardigingskapasiteit in Suid-Afrika, het sy dan om 'n motorvervaardigingsaanleg oor te neem of te deel met iemand anders. Dinge loop moeilik en natuurlik dink mense aan al die werke wat verloor gaan word, die werksgeleenthede. So ons hou ons oogie op vir al die Isuzu Motors en Volkswagen en Mercedes-Benz en Quebec en Kariga wat ons aandink en ons kyk wat gebeur. Dan 'n storie wat oor die naweek in rapport was deur Erika Gibson wat my warm onder die kraag het. So eers maagkwale en nou hou geesteskwale weermag se Dirty Dozen uit die tronk uit. So hierdie is 'n storie wat al 'n rukkie kom van die weermag of van die lede. So eers 'n kollektiewe maagaandoening aangevoer is die rede waarom 6 soldate van die spesmagte nie by korrektiewe dienste kon aanmeld nie. Nou het 'n rapport onthul hulle word behandel vir geestesgesondheidsprobleme. Al 6 ewe skielik. Dieselfde wat maagaandoening gehad het. Dieselfdes. Hulle 6 is ook nou, jy weet, iewers anders. So dis nou die 6 is soldate wat deel is van die groep van 12 spesmagoperateurs wat daarvan aangekla word dat hulle luitenant-kolonel Frans Matipa van die Valke vermoor het. Maar dis nie enigste moord waarmee hulle verbind word nie. So Matipa was ten tye van sy moord meer as 2 jaar gelede warm op die spoor van hierdie einste of van 'n groep soldate. Ja, jy mag nou nie sê hierdie groep nie, van 'n groep soldate. Ja, wat daarvan beskuldig is dat hulle in Desember, jy weet, Ethiopiese ISIS-verdagte en sy leiwag by Mall of Africa ontvoer is en daai twee is ook nooit weer lewendig gesien nie. So nadat die 12 soldate suksesvol 'n borgtog aansoek gedoen het, het die Hooggeregshof later beveel dat 6 van hulle borgtog teruggetrek moet word. Dit baie vreemd is, baie mense het in die eerste plek gevra hoekom hulle almal borgtog gekry het, maar 6 is toe nou teruggetrek. Nou, hulle is beveel om by die korrektiewe dienste aan te meld, maar kan sedertdien nie gevind word nie. So die Valke beskou hulle nou as voortvlugtiges. Maar as hulle by die hospitaal ingecheck dan moet hulle daar wees. Maar dis nou presies nou rapport verneem, die 6 soldate na wie gesoek word, is nou by een militêre hospitaal in Saal 7 opgeneem. Nou dit is die hospitaal se eenheid waar soldate met geesteskwale behandel word. Ingeligte bronne het aan rapport bevestig, hoewel naam op die hospitaal se inligtingstelsel is as pasiënte, word daar nie aangedui of hulle onseker is vir hulle heeltyd of deeltydse pasiënte daar is nie. Maar dit is vir my skokkend dat rapport hierdie tipe inligting kan gee en hierdie sleep net voort en mense is vermoor en hier gaan ons hulle doen wat hulle wil. Ek weet nie ons hierby het. Verantwoordbaarheid. Dit gaan alles gaan oor verantwoordbaarheid. Dan ons 'n bietjie praat oor Jocelyn. Daar is die afgelope week of wat is daar nuus oor Jocelyn versprei wat nie noodwendig die waarheid was nie. Die polisie waarsku om vir mense asseblief om nie fopnuus te versprei in hierdie geval nie. Die polisie in Weskaap het nuwe beweerde verwikkelinge oor Jocelyn se verdwyning wat op sosiale media gereguleer ten sterkste veroordeel. 'n Woordvoerder van die polisie sê hulle neem kennis van verskeie valse plasings wat beweer daar een of ander toestel gebruik is om haar ontbinde oorskot op te spoor en kledingstukke is gevind en haar DNA en dies meer. Hy sê die wet toepassingsagentskap sosiale media gebruikers moet asseblief as 'n wetstoepassingsagentskap wil sosiale media gebruikers waarsku om asseblief nie ongeverifieerde inligting te versprei nie en het pleidooi gemaak om vir sosiale media platforms om verantwoordelik te wees as hulle nuus versprei. Dis nie die geval nie. Van Wyk, die woordvoerder, sê hulle doen 'n geregtelike doodondersoek na ontbinde liggaam wel van 'n volwasse man wat donderdag gevind is, maar dit is nie die van Jocelyn nie. So asseblief wees tog maar versigtig oor nuus wat 'n mens versprei op sosiale media. Absoluut. Ek wil afsluit met 'n ouma wat 100 geword het. Dit is ook in Netwerk 24. Soos sy sê, in haar 100 jaar het sy natuurlik baie groot geskiedkundige
gebeure en tegnologiese ontwikkelinge beleef, maar veral die maanlanding het vir haar uitgestaan. Dis die een ding wat sy altyd sal onthou in haar 100 jaar. En dit is so mooi vir my, so op 100-jarige ouderdom stap Christine Ursula de Tooy van Durbanville in die Kaapse noordelike voorstede steeds daagliks rond met haar loopraam saam met haar versorger Zelda. Sy lees elke dag die burger van voor tot agter. Sy kyk graag sport en sy speel bingo of kaarte. En dit is alles wat haar aan die gang hou. En dan sê sy, dan is dit so mooi, sy sê sy is so dankbaar vir die feit dat die Here haar so lank gespaar het. En dit is so lekker om te weet dat so tannie, jy weet, soveel mense kan inspireer. Ouma grootjie van 100. Baie geluk. Ja. Ek smal daaroor. Dis dan dit vir volgens krantbesprekings. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.